Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons uitgespaar is, dat die Here vir ons nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Dit is die einde van nog 'n week en ons kyk terug oor die week wat verby is en ons sê geloof sy die naam van die Here. Dag na dag het hy ons gedra, het ons geseën met die keer van sy seëninge en ons eer en ons loof en ons prys sy naam. Nou vanmôre gaan ons 'n hele klompie verse hanteer en ons gaan ook poog om dan klaar te maak met Spreuke die 30ste hoofstuk. En die rede waarom ons so klompie verse gaan hanteer is omdat ons alreeds baie van hierdie goed vir u genoem het. Baie van hierdie goed het na vore gekom in die bestudering van die boek Spreuke. En daarom gaan ek net hier en daar 'n paar dinge uitlig. So kom ons val weg en ons kyk na wat sê Spreuke 30 vers 21 tot 23. Dis die 3 verse wat saamgaan. Daar staan onder 3 bewe die aarde en onder 4 kan hy dit nie uithou nie. Onder 'n slaaf as hy koning word en 'n dwaas as hy volle brood het, onder 'n nie geliefde as hy tog 'n man kry en 'n slavin as hy haar meesteres uit die besitting verdrywe. Nou vriende, wat die Bybel eenvoudig vir ons hier wil kom leer is, die aarde verteenwoordig eintlik maar die mense op die aarde en die mense op die aarde kry swaar. Mense in bepaalde bevolkingsgroepe, in bepaalde dele van die land, in bepaalde huisgesinne, in bepaalde omgewings kry swaar as die volgende gebeur. In die eerste plek, wanneer 'n slaaf 'n koning word. En ek het so 'n bietjie gaan naslaan en 'n ander teks gekyk en daar is 4 wat die lewe ondraaglik maak, wat onuitstaanbaar is. 'n Slaaf nadat hy koning geword het, 'n ongemanierde sot nadat hy hom vol geëet het, 'n vrou wat eers nie 'n man kon kry nie en toe tog getroud is, en 'n slavin nadat sy haar eienares se plek ingeneem het. Nou vriende, wat hierdie verse vir ons wil kom illustreer is, daar sekere gevolge as sekere dinge gebeur. Die slaaf nadat hy koning geword het, waarom? Omdat dit nie gehoord is vir 'n slaaf om 'n koning te word nie. Hy weet nie om hierdie posisie te vervul en hierdie rol te vervul en hierdie taak te vervul nie. En daarom kry 'n land baie keer swaar, want hy kry 'n posisie, hy weet nie wat om met die mag te maak nie, en 9 uit die 10 keer kry die mense swaar. En dan praat die Bybel van 'n ongemanierde sot nadat hy vol geëet is en dinge wat hy doen en die manier hoe hy optree teenoor ander mense. Daar is geen empatie in sy hart nie, daar is geen deernis nie. Hy eet homself versadig, hy ooreet homself en hy dink nie aan ander mense wat ly nie. En dan ook die vrou wat nie eens 'n man kon kry nie, sy veroorsaak hartseer en ongeluk en al hierdie dinge in die huwelik. Verlang kon sy nie 'n man gekry het nie vir bepaalde redes en dan uiteindelik vang sy hierdie man of kry sy hierdie man en sy bring vir hom bittere hartseer in sy lewe. En dan die laaste een is slavin, nadat sy haar eienares se plek ingeneem het. Ons dink aan Sarahi en Hagar en ons dink aan die baie hartseer wat Hagar vir Sarahi veroorsaak het. Hier gaan dit oor dat sy totaal oorneem en die eienares se plek inneem. En vriende, wat die gedeelte eenvoudig vir ons wil kom leer, is daar is sekere dinge wat gebeur en sekere mense wat ly onder dit wat gebeur. Daarom moet ons wyse besluite maak, daarom moet ons die Here bid, dat die Here vir ons wysheid sal gee wanneer ons 'n besluit moet maak oor 'n land, en wie ons in bewind van 'n land bring, en aanstel, en mag die Here vir ons wysheid gee, dat ons sal besef, dat elke aksie het 'n reaksie, elke aksie het 'n gevolg, en mag ons die Here bid vir groot wysheid. Die volgende paar verse sê, 4 is dit wat klein is op die aarde, maar hulle is uitermate wys. Dan praat hy van die mure, is nie 'n sterk volk nie, en tog berei hulle vir hulle voedsel in die somer. Die klipdassies is nie 'n magtige volk nie, en tog maak hulle huise in die rots. Die sprinkane het geen koning en geen aanvoerder nie, en hulle trek in goeie orde uit. Die gytjie kan jy met die hand gryp, en tog is hy in die koning se paleis. En vriende, al wat hierdie verse eintlik vir ons wil illustreer is, wysheid oortref krag. Daar is mense wat baie fisies sterk is, maar hulle het nie baie wysheid nie, hulle tree dikwels dom op. En hierdie verse kom leer vir ons dat wysheid bring baie meer voordele as krag. En as jy wysheid en krag het, wat 'n wonderlike voordeel, wat 'n wonderlike kombinasie, en kan God jou ook gebruik. Kom ons dink maar aan die muur. Die Bybel sê vir ons, hy is nie 'n sterk volk nie, maar hy maak vir hom bymekaar in die somer. Die klipdassie, vriende, is omtrent so 'n bietjie kleiner as 'n haas en hy kruip weg in die rotse, so hy vind veiligheid daar, en hy's miskien nie sterk om sekere aanvalle af te weer nie, maar hy's slim om weg te kruip, dat hulle hom nie in die hande kan kry nie. Sprinkaan, vriende, trek in goeie orde uit, en 'n magtige klomp, of 'n klomp sprinkane is eintlik magtig, hulle verteer alles wat voor hulle kom. En dan die gedagte van die gytjie, wat in die koning se paleis is. Hy's klein, en jy kan hom maklik vang, maar jy vind hom in die koning se paleis. En die hele gedagte wat maar na vore kom, die wysheid wat krag oortref. En mag die Here ons ook wysheid gee, dat ons sal vra, Here, help my, dat ek met wysheid sal beplan, dat ek met wysheid sal doen, dat ek versigtig sal wees, en dat ek U sal verheerlik, dat ek sonder dat daar iemand heeltyd oor my skouer loer, sal doen wat U van my vra, sodat ek U welbehaaglik kan wees.
Dan is daar die laaste paar verse. 3 is dit wat stadig wegstap, ja 4 wat stadig wegloop, die leeu, die held onder die diere, wat vir niks omdraai nie, die dier met gespierde heupe of die bok, en 'n koning met die troepmag by hom, as jy dwaas gewees het, deur jy te verhef, of as jy vooraf nagedink het, die hand op die mond, want verdrukking, of verskoon, want drukking van melk bring botter voort, en drukking van die neus bring bloed voort, en drukking van toorn bring toos voort. Nou vriende, hierdie 3 wat wegstap, ja 4 wat stadig wegloop, ons dink maar aan die leeu, die koning van die oerwoud, ons dink aan 'n koning wat 'n troepe mag by hom het. Vriende, dis iemand wat vorentoe stap en hy spaar niemand voor hom nie. So, hy het hierdie magsposisie wat hy inneem, en dis belangrik om te sien dat die Here ook sekere mense in sekere posisies plaas. En soos aan die diereryk sekere orde is, en sekere diere van gesag en rang, so is daar ook in die lewe, is daar ook sekere mense, en daar sekere dinge wat gebeur, vriende, waar die een bo die ander gestel word. Onthou net een ding, alhoewel elke mens voor God gelyk is daar nog steeds verskille en verskillende rolle wat ons vervul in hierdie land. Almal is nie die staatspresident nie, almal is nie 'n hoofuitvoerende beampte by 'n maatskappy nie, almal is nie 'n ryk, suksesvolle besigheidsman nie. Almal is ook nie arm nie, almal is ook nie mense wat predikante is nie, almal is nie mense wat op die einde van die dag hulpbehoeftig is nie. En daarom die beginsel wat hier gestel word, daar sekere orde ook, wat God in sy skepping daar gestel het. En dan baie belangrik, as jy die dwaas gewees het, die Here te verhef, of as jy vooraf nagedink het, die hand op die mond. So met ander woorde, die hele gedagte wat hier na vore kom is, dat as jy verwant opgetree het, of jouself aanstellerig gehou het, of slegte bedoelings gehad het in wat jy gedoen het, dan moet jy eerder ophou daarmee. Hierdie hand op die mond was gebruik daardie tyd gewees om te sê ek het dwaas opgetree, ek het verwant opgetree, ek het verkeerd opgetree. Die Bybel sê, vriende, dis dwaas, hou op daarmee, dat daar nie later groter gevolge is, en jy meer hartseer beleef as vreugde nie. En dan die laaste ou versie wat belangrik is, en ek lees vir 'n ander vertaling waar daar staan, as jy melk karring, kom daar botter, as jy iemand op die neus slaan, kom daar bloed uit, as jy mense kwaad maak, kom daar risie. So pragtig, so eenvoudig. En daarom moenie een wees wat ander mense kwaad maak nie. Vriende, ek sê nie daardeur as daar verkeerd is, dat jy dit nie moet uitwys nie. Maar as mense wat met almal probleme het, as mense wat met almal gevegte het. Dis baie interessant is dat jy sekere mense kry, hulle het nooit vrede met niemand nie. Nie met kerkmense nie, nie met die wêreldse mense nie, nie met besigheidsmense nie, nie met familie nie, nie met vriende nie. Hulle het eintlik nie vriende nie, want hulle het rusie met almal. En die Bybel sê, as jy so 'n persoon is, stop daarmee. Vra die Here om jou hart vir jou te wys. Vra die Here om jou weg aan jou te openbaar. Vra die Here om die dwaasheid van jou hart vir jou te toon, sodat jy in belydenis en berou kan wegdraai van hierdie verkeerde pad, sodat jy die Here kan behaag. Die Here sê vir ons, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hierdie vrede wat ons maak, vriende, is nie vrede ter wille van kompromie nie, maar vrede wat ons maak deur die vredevors uit te lewe, en dan 'n gesindheid openbaar. As kind van die Here, om welwillendheid te openbaar, liefde, om behulpsaam te wees, om tegemoetkomend te wees, om werklik agteroor te buig om ander by te staan, om sodoende siele vir Jesus te wen. Daarom moenie mense kwaad maak nie. Daar gaan rusie kom. Moenie jou neus in ander mense se sake druk nie. Moenie altyd die laaste sê wil sê nie. Vra die Here om jou stille gees te gee. Sit jou hand eerder op jou mond. Moenie 'n dwaas wees en alles uitborrel en net praat en te kere gaan en dink jy die wysheid in pag nie. Vra die Here dat jy eerder met wysheid sal lewe, insig vanuit sy woord, deur die krag van sy Heilige Gees, vriende, onder leiding van die Heilige Gees, onder beheer van die Heilige Gees, as jou raadsman, as jou gids, as die een wat jou lei, sodat jy ook Jesus kan verheerlik in jou lewe. Is dit nie wat die Bybel vir ons sê, of ons eet of ons drink, of wat ook al ons doen dit tot eer van die Here. Mag een ek sulke mense wees, en mag ons ook leer uit die boek Spreuke, dat ons hierdie wysheid kan bekom, en God so kan verheerlik. Nou vriende, ons gaan volgende week stilstaan by hierdie besondere Spreuke 31 vrou. Daar is 31 verse, en ons gaan hierdie verse hanteer, om vir u te wys, wat die Here vir ons wil kom leer oor die deegsame vrou. Sulke vrouens is so broodnodig in ons samelewing, vrouens wat die Here eer, wat hulle mans ondersteun, wat hulle kinders opvoed in die vrees en vermaning van die Here, 'n vrou ver bo korale. So volgende week daarna kyk, mag die Here vir ons seën met wysheid. Groete vir u, mooi dag verder, tada.